Lou, alweer winter. Kyk, ek weet nie hoe kry hierdie ouens dit reg om my te oorreed om so vroeg in die oggend by so 'n koue dam te wees nie. Maar weet jy wat, dit is altyd 'n opwinding om saam met Loukie te kom wanneer dit kom by die Groot Kaap. Hy het regtig 'n hart vir dit, hy's regtig, ek dink baie begaafd om hulle te vang. Waarom? Ek en jy saam met een van die gurus of die guru. En Lou het gesê ons gaan 'n visie probeer vang. Ons gaan probeer. Dus ek sal nou dink ons was laas regtig wat ons aand oor ons gaan 'n nagsessie saam met julle doen en ons het beloof en weet jy wat, ons gaan 'n bietjie baie tegniese se goed van die spesie hengel vir julle gee. Julle bel ons en hulle vra 1000 vrae so Skalk en Barend gaan die visse vang en ek gaan die tegniese dinge vir julle hanteer en net wys hoekom ons dit goed doen en hoekom Soepekaas aas so uitstaan. Dis as die aas, ek sê altyd kwaliteit aas van kwaliteit vis. En dis wat ons vir julle gaan probeer wys, kwaliteit vis. Aas op die regte plek sit, hoekom ons hom daarso sit. En weet jy wat, dit gaan nie net altyd oor die visvang. Ons gaan daar agter sit, ons gaan braai, ons gaan lekker kuier, ons is goeie vriende. So ons gaan 'n lekker tyd hê by die dam. En dis wintertyd. So. Die buite is bietjie minder, maar die vis se kwaliteit is baie beter. En ek moet sê ja, nee, ek geniet die spesie hengel baie. So kom ons kyk. Right, wel ek hoor nou ek en Barend het die voorreg om die visse te vang. Dit is maar nou baie sleg want Lou doen al die werk. Maar ja, jy weet so, maar ek gaan nou nie nee sê vir die eerste een. Ek sit vanoggend ek opstaan saam met Loukie en ons kyk hierdie water so waar is die vis. Dink ek goed wat ek saam met Loukie geleer het hierdie laaste tyd en hoe min mense regtig die geleentheid kry om saam met iemand te hengel soos Loukie. En dit dink ek aan die mense wat die visse so kyk ek self is maar net 'n papskieter so. En ek sit en dink vanoggend hoe hy Loukie hierdie vis hanteer. En toe dink ek by myself, weet jy, soos as jy ouer tuis toe gaan en jy het nie respek vir daai ouer mense. So hanteer Loukie want hierdie visse word baie oud en jy moet regtig hierdie visse en dis wat ek met Loukie geleer hierdie laaste ruk is, jy weet mense moet so mooi na daai visse kyk. Want as hy seer gekry het hier op die kant, dan doen jy vir jouself eintlik 'n nadeel aan. So die eerste vis is Skalkse, tweede vis is Barendse, dan sal ek die derde vis vat. Dis daai ching chong cha. Ja, wel, ek het sommer geching. So kom ons kyk, ons gaan regtig kyk. Dis is opwindend. Om dit te kyk. Lou, julle gaan gou die stokke neersit. Ons gaan twee aspekte hanteer. Ons gaan langlyn hengel hanteer. Ons gaan die lyne bietjie verder uitvat en dan gaan ons stokkies wat ons gaan kaastook van die kant af en kyk of ons daai vis kan inkry om die hele tyd net voer op hulle koppe te sit en dis 'n belangrike ding. Let hulle nog vind in die winter. Nie te veel voer uitsit nie, maar hou die visse geïnteresseerd. Hulle sal eendag van tyd verbykom en een van die aase optel. Reg Barend. Ek sien Barend het klaar sy life jacket aan. Myne is ingebou. Hulle gaan nou moet ek sien waar hy omgeval het. Al daai gilding dryf. Want ek het dan die wonderlike voorreg om agter te bly om te kyk of ek nie die eerste visie kan vang nie. Daai man is op die water en dis nie vanoggend so koud nie, maar daai wind wat waai. Hy waai dwars deur jou. Daar's nie 'n lei wind, hy waai nie eens om jou nie, hy waai deur jou. En lekker swart koffie. Julle kan sien, kyk daar's hom niks so lekker soos die oggende by 'n dam nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit bly 'n voorreg.
Wat sê pa? Dis waar ek kan geset het. Oh, boera. Wat 'n disastrous dag. Ek wil net check vir en ons. skalk. Ek het nou net hier aangekom. Ons het hier vanoggend gewys opening gedoen, vol moed en alles en dis wintervisvang. Vir 12 ure vandag kon ons nie 'n byt kry nie. En wragtig hier skalk aan. Skalk wel dan. En dis winterengel, verstaan? Dis hulle vat hulle tyd en hulle gaan eet wanneer hulle eet. Doen 'n bietjie moeite, kom kamp by die dam, nê? Nee, sit die lyne uit, maak seker dit lê op die regte plek. En weet jy wat? Ek dink ons gaan 'n goeie aand hê. Dit het ek. Die wind het verskriklik vandag gewaai. Die fronte kom en dis winterengel skalk. Winterengel. Maar jy kan sien hoe maar is Loukie. Hy het nou al seker vandag 100 keer stokke toe geloop en ek het by hom geleer jy worry nou oor, jy het mos goeie alarms. Lou het regtig begin worry en ek dink met rede, maar soos Lou sê, weet jy wat, ons het 'n goeie aas op. Goeie voorbereiding. Ja. Tyd is nou reg. Die wind waai nou vir die eerste keer sinvol. So Lou, wel dan. Skalk het vanoggend 4 uur gesê ons gaan nie so vis vang. So dis 10:04. So 10 minute dis wel dan Boeta so. Maar ek dink ons gaan 'n besige nag hê en weet julle wat, soos ons gaan julle wys. Was regtig 'n verskriklike moeilike. Ons het ook moeilike dae. Ons kom nie net by die dam en ons vang die vis, ons gooi in Magic nie. Ons moet die vis soek en ons moet wag tot hulle eet. As hulle reg is dan eet hulle. Net wanneer hulle reg is. Hulle gaan reg wees vanaand. Kyk, ek hengel natuurlik met die katrol waarvoor ek baie lief geword het, die Aventa. Die rede daarvoor is natuurlik sy remstelsel is to the T, veral vir hierdie groot vis. Ek geniet hom verskriklik. Ons hengel met die docks, die F3's, 3,5 pond stok. Ons hengel met 'n 10 pond lyn op hierdie stadium, ons hengel bietjie gras. Alles hier is perfek gebalanseer vir dit. Ons hengel met ons alarmpies is ook docks alarms. Alles wonderlik. Julle sal sien ek hang redelik aan hierdie vis en wat nou hier gebeur is hy's in die gras. So ek hou hom maar net rustig laat hy homself deur daai gras trek. Ek het baie geloof in Lou se stroppies wat hy maak, sy reeks. So ek gaan dit net rustig vat met hierdie ene. Op die agterkant wat ons die breidop het Akuma vir ons die 8 en die 10.000s uitgebring wat 'n baie groter spoelspasie het. En die rede daarvoor is meer lyn op te sit en is 'n baie sterk cranking control. Jy het baie krag op hom. En maar so, ek wil sê die hele reeks is beskikbaar van Akuma en nie een van hierdie controls staan terug vir niks. Ja. Tik die ander lyn op. Ek voel hom nie. Okay. Die groot ding dink ek van as jy vis in die gras vang, moet jy nooit ongeduldig raak nie. Daai vis het homself nou in die gras ingewoel. Ons het daarom 'n bootjie om tot by hom te gaan en hom te gaan uithaal. So ons vat dit nou maar rustig. Ek hou hom nou maar net vas en hoop hy's nog daar. Is 'n langdagse wag om 'n vis te verloor. Lou al net vir ons die ander lyne uit dat ons nou nie as ons dalk nou met die bootjie oorgaan of die vis oorgaan dat hy nie verstrengel raak in daai lyne nie. So ons vat alles rustig. As die hoek ordentlik geset het,
Het jy nie nodig om bekommerd te wees nie, dit is alles oorgeduld nou. Ja. Skaal. Baby. Wat is jou lyn? Ja, hy is klein die vis. Hey Pierre. Ek gaan ook dan een leeskalk. Skalk net omreg. 8.8. 8.8. Kom my laaier vir 200 gram. Weet jy wat in alle spesie ouens se ek wil amper sê se taal is dit 'n kleinerige vis. Maar vir my natuurlik altyd 'n voorreg. Jy weet, maak nie saak hoe groot hy is nie, so 'n mooi vis. Kom ek vir julle net wys hierso, dis 'n regte amper sê regte spesie vis. Kyk sy breedte van sy lyf. Dit is regtig 'n mooi vis. Ek wil net vir julle daar, en ons het dit nou al 100 keer gesê, is as jy die vis hanteer op die mat, jy weet waar hy lekker laag is, so as die vis spring, kom ek sê ek tel hom nou op en hy val, dan het hy net daai eentjie. So net om vir julle te wys daar, as hy dalk nou iets doen en hy val, dan val hy net op daai klein stukkie. Hy sag onder, hy het sy watertjies. Respek hier vir die vis, dis waaroor ons gepraat het vanoggend. Maar my beurt is oor, Barend se beurt is nou. So ek hoop sy vis is dubbel myne se grootte, dis waarvoor ons gaan. Maar ons het die ys gebreek, ons het amper ons het omtrent 10 ure gewag vir die eerste byt, dis lang tyd. Ja. Dis 'n vis. Ja. Dis 'n visie my liefie. Kou. Is dit kou se vis? Kom sit hier by my. Kom jy? Nee, kom jy. Vir almal julle daar buite, weet jy wat? Hier's my grootste vis wat ek nog in my hele lewe gevang het. Dis my seentjie Noah. En Ja. om een of ander rede, en ek verstaan dit glad nie, sy visvang mal. Al wat hy wil is net visie en oom Loukie is kaal. En hulle het nou net hier aangekom, hy het vir ons die goeie lak gebring. En Ja. dis ons eerste visie, sê, hallo julle, sê wys Shappie vir die mense. Daar's hy. Alright. En ek sê weer eens, weet vir ons gaan dit alles oor die hantering van die vis en ons wil graag hierdie vis moet groter word. Hulle word dubbel en trippel die grootte. So kom ons vat hierdie man en ons gaan sit hom mooi terug. So
Julle daar kan sien, ek vat hom in die mat. Laat hom mooi in die water lê, soos hy daar is. Vat daai mat, maak hom lekker nat. Jy kan hierdie vis daar vanaf amper soos 'n vliegtuig se launching pad. Vat jy hom net in. Kyk hoe vars is daai man nog. Hy geen skade oorgekom nie. Hy's in actual fact met meer respek behandel as wat hy ooit sou. By die voorreg om daai vis te vang, vir my is dit 'n voorreg. Is 'n lekker gevoel saam met my maats op 'n ijskoue wintersdag. My seentjie saam met my vrou is saam met my maats is saam met my. En weet jy wat manne, ten spyte van die winter, vis byt nog steeds, jy moet net vasbyt. Daar sê naby stokke wat ek sommer net gevat het, ek die white chocolate pop-up gevat en dan vir hom peach bygesit. Die dog straaibom 3,5 ons, dogstok, Okuma katrol, weet julle wat, ek dink regtig as jy 'n kombinasie reghou kan jy vir enige vis kaast. Ons het die heel dag gestoei om daai een vis in die hande te kry, maar as daai een vis is, hulle is nie altyd alleen nie, daar's altyd nog visse wat saam eet. So ons jag en ons gaan hulle vanaand regtig hard jag. Weet julle wat, en ons ek gooi boilies met die pyp, ek gaan julle later gou wys hoe ek boilies met die pyp gooi op 'n area. En dan al wat ek doen is, ek gooi die pop-ups daaroor en daai visse kom verby as hy pop-up sien tel hy hom op. Hy kan niks nie, hy kan nie die pop-up mis nie, hy moet die hoek in gesuig het. Die riek is van so hard, hy moet hom maak. Hou vir ons duim vas. Skep hulle daar kry. Die wind help nie, die wind het gedraai kommetjie van agter af, so ou kan net die voer daar kry. Goeie pyp. So wat ons doen is, soos ek gesê het, ons gooi die boilies, superkaas boilies, white chocolate, pineapple en buttercream, tiger nut en hemp seed gooi ons in daai area en dan wat ons doen is ons gooi net pop-ups bo op hulle. So as daai vis inkom, hulle begin daai boilies te eet, dan tel jy van jou pop-ups op. Hulle gaan definitief ver genoeg. Daar sê, langhand by die dam. Kyk maar, die feit dat jy my nog hier het, is nou amper donker en jy het my nog steeds hier beteken, ek weet of jy doen iets reg of ek is vasbeslote. Kyk, ek en Barend, ons het gister al daaroor gepraat en sê, gaan Skalla oorstap wel, Skalla gaan oorstap, ons gaan 'n aand by die dam hê, en Skalk maak sy famous ribs vir ons, ek kan nie wag vir dit nie, so... Ja, met my sousie en my soukie. Ja, visvang bring mense by mekaar en weet julle wat, en families, en vat julle families, gaan steek 'n vuur aan by die dam en gaan vang vis en sit die lyne uit en kyk of julle vis kan vang en bel vir Skalk vir daai famous chops, daai famous ribs, sit 'n soup, ek kan nie wag vir hulle nie. Famous ribs. Die maat. Is hierdie jou famous ribs? Na vanaand is die spur uit besigheid uit. Nou, Okay. Ja, ek sê jou. Môre, tweede oggend, lang nag op kantoor, nie 'n byt gekry die hele aand nie. En dis spesiehengel, ons wag hulle uit, want daai pryse is so groot. As ons een groot vis vang, maak dit die hele sessie die moeite werd.
Dis ek weet my aas is op die regte plek en ek weet ek het goeie aas daar. Die vis het net nie geëet nie. En as hulle gaan eet, gaan ek op die regte plek wees. So ek wag hom uit. Weet julle wat? Nuwe dag, round nummer 2. Ding ding. Môre, hierdie was my huis vir die aand gewees hier in die van. Ek het nogal met baie verwagting met die deur oopgeslaan dat ek daai stokke kan dophou wat Loukie daar teen die dam geslaap. Gehoop hy gaan my wakker maak, maar soos Loukie sê, weet dit is spesiehengel. Vandag is 'n nuwe dag, ons het staan met nuwe hoop op en glo vandag gaan ons iets vang. Ons het nou die keteltjie aan. So ons gaan die oggend reg begin en ons glo die visse gaan saam speel. Hierdie is soos Kalk altyd sê, die hoop beskaam nie, of hy begaan nie. Ek is baie bly dat Loukie vir ons die geleentheid gegee het om hierdie visse te vang, want hy doen regtig alles. Dan gee hy ons die geleentheid om die vis te vang, en dan staan hy nog laaste in die ry ook. Ek vang ook nou al 'n rukkie met hierdie Aventa katrolle. Dit is net so spesiaal om 'n groot vis met dit te vang. Net vir Loukie hier kry, want hy moet my nou kom vertel. Oor die lou. Okay, nee, is reg. As jy hom, maar hy is nou klaar nader. Ons het nou al begin spot en vir Baden gesê, miskien moet hy sy beerd weggee. Ai. Dat ons 'n byt kan kry en toe druk ek nou my tong in die proses en ek sê vir ou Baden, luister boetie, voor 8:30 loop hy. En soos die liewe vader het nou maar wil hê, toe byt hy. Baden skrik so groot, hy kyk vir my. Toe hy die byt kry, Loukie gil op hom, jy moet gaan kap. Barend loop so ewe rustig stok toe, ek weet nie hoekom nie, maar lang storie kort te maak, weet jy wat, visvang, bly visvang. En daar's 'n Ek kry hierdie bot. jy moet hom maar net hou maar net. Daar's 'n gesegde in Engels wat sê, that's why we call it fishing and not catching. Elke dag is nie visvangdag nie. En ou moet natuurlik nog respek hê vir dit wat rondom jou aangaan, as die vis nie eet nie. Is geduld natuurlik die ander ding, maar ons is nog steeds oorgelewer in die natuur, so elke byt vir ons is 'n voorreg, en hierdie is ons voorreg, ou Barend. Ja. Ek sê nou daar weet, partykeer as mens die regte vriende het, ek sê, mense doen niks, ek sê nou vir, weet net om die geleentheid te kry om hierdie vis te vang. Loukie doen regtig alles. Ja, hy doen en baie dan moeite. dan staan hy nog agter in die ry om vir ons die kans te gee om die vis te kan vang. Maar ons glo die volgende wat byt wat hy gaan optel, gaan hy dubbel syfers. Massive. En hy het nog al die geneigtheid. Ja, Lou doen regtig vir ons baie moeite, maar weet jy wat mense, ons kom terug na die ding toe as jy hart het vir iets, soos wat Lou dit het, hy doen dit net so puntinerig, hy so gedetailleerd en so geduldig met alles. So, kom nou. Kyk daai. Moet ons hom gaan haal. Ek is net bang hy ding sny hom af. Gee hom lyn. Ek laat hy swem. Moes al hy net. Jy weet, ek het nou maar so gemaak of ek niks, die katrol loop en ek weet Lou moet ingaan met die boot so toe. Nou het ek hier 'n kleinerige karpie van so dubbelsyfer aan. Daar's 'n spreekwoord wat sê mense, it's not over until the fat lady sings. Sy het nou begin sing vir ons. En dis die ding van visvang. Dis hoe dit werk, is geduld. As skooltjie verbykom, gaan hulle eet. So toe loop. Julle sal sien Lou hulle is op die boot, hy het nou om 'n merker daar geswem. En hulle probeer regtig om nou die vis uit te kry. So hulle doen nou 'n bietjie moeite. Ek gaan bietjie die kant toe stap
En die rede daarvoor is ons hengel oor grasbanke, so ek wil kyk of ek hom kan skoon kry daai kant toe. Moeilike aand op kantoor gewees, ek vanoggend vir julle gesê het. Raas Barend aan, skaak het ene aan. Kom ons gaan kyk hoe lyk hy. Net maar hy stok reg, ek moet weer gaan gooi. Lekker boys. Uiteindelik goeie oggend. Is gewag vir hulle, soos ek vanoggend gesê. Wag vir die vis. Vis sal eet as hulle reg is. En lyk my hulle is vanoggend reg om te eet. Monster. Die babe. Met baie skubbe. Kry so vinnig jou aas terug. Gaan vir Barend los, laat hierdie vis vir skalkskep, gaan die stok reg kry, hy stok weer cast. Voordat daai vis foto's het ons weer 'n lyn terug in die water. Visse swem altyd saam, daar's nie net 'n enkel vis wat kom optel nie. So hoe vinniger jy jou lyn terugkry, hoe vinniger kan jy weer byt kry. Kort jy net. Ja. Ek sien maar dit. Lekker. Ja, groot vis. Nee. Dink jy 'n mond vir hierdie? Nou kens my pa, ons is groot karpengelaars en ek hoop ons vang nou 'n baie groot karp hierso en dis lekker. Moet jy nie op skool wees nie? Nee, ek wil nie. Ek wil nie skool toe gaan nie. Julle sal sien ons het baie grasie voor ons. En hierdie man, hy het nou sy graspol gekry. So al wat ek nou doen is ek probeer hom nie boelie nie. Ek hou hom net vas want daai karp het soveel thrust in hom.
dat as jy hom vashou, skop hy daai gras los. Hy ontknoop homself eintlik. En die oomblik wat jy nou gaan groot vis hierdie. Oomblik wat jy gaan ongeduldig raak, gaan jy foute maak. En dis nie wat ons wil doen nie. Ons wil hierdie vis geleentheid gee om homself nou daar uit te kry. En hy's redelik dik in daai gras in nou. Maar ek het hom maar net aanhou vashou om te kyk of ek hom kan oorkry. Maar die ou sit nou, hy's nou hard in daai gras. Jy skak Loukie praat en toe ons vanoggend hier kom en gisterand was so stil. En Loukie het gesê, weet as jy kwaliteit asof kwaliteit op die regte plek sit, gaan jy eendag ander tyd 'n vis vang. En hy het soveel vertroue gehad in wat hy gedoen het. Ja. Dat hy dit eenvoudig net daar gelos het met die wete dat hy wel hy iets aan die gaan lyn kry. gaan kry. Ja. Dit is wat 'n mens moet doen en jy moet vir die regte produk koop en dan weet jy in jou hart jou kanse is redelik goed om 'n vis te vang. Kyk, ek het 'n app ontdek wat hulle noem Pro Fishing and Hunting. En die app sê vir ons vandag is 'n baie swak dag vir hengel, uit maar 15% kans. En ek dink hulle werk dit maar volgens die siklusse uit van die maan en al daai goed. En die app het gesê nou op hierdie stadium het hy 'n klein spike wat hy potensiaal het om 'n vis te vang. En ek het vir Barend ook gesê voor 8:30 gaan ons 'n byt kry. En so waar is wraggies daar byt hy. So hulle is maar net op hulle is maar net volgens dit wat die vis doen en die natuur. En dit werk elke keer so. Die vis het nou baie hard in die gras ingegaan. En Lou bring die boot, al wat ek doen is ek hou maar net druk op hom. Nie die lyn te breek nie, dat ons net bo op hom kan kom en van daai gras kan losvoer.
Mooi dubbelfoto's kry. Ja. Ook net so. Reg. Kyk hier. Sy 2 visse vir die manne, een vir Barend, een vir Skalk. Kyk, Wat ek gesteel het by Loukie. Skalk was gelukkig met 'n baie groot vis en dit is altyd lekker om te sien as vriende groot visse vang. So kom ons kyk wat weer Skalk sien. Gaan Barend se nou weeg. 15.2. 15.2. Waarheidsmeter praat. 15 kilo vis is 'n 30 pond vis. Om enige vis in hierdie land in 30 pond te vang. En is 'n pragtige vis. So gaan hom nie uithaal. Kry ons gou Barend sin. .8 9.8 kilo is baie mooi. Lou. Boys, elkeen 'n vis. Dis oukie. Ons het baie ge-worry. Ons het gister al een vis gevang. Weer was regtig teen ons gewees. Die wind het sleg gewaai. En soos altyd Skalk gesê, hoe laat 8:30, 9:30. Dit is sê voor 8:30 sal Barend sy vis vang. En dit was so. 8:10. Ek kan maar net vir jou sê dankie Lou vir die moeite Ja. wat jy ingesit het. En weet jy ons hier na toe gekom het gister toe sê jy weet mense besef nie regtig wat is in die dammetjies naby hulle en kyk is vir my partykeer verbaasend van dat ek hier leer geken het om te sien wat se visse in klein dammetjies is. Dit maak nie eers sin nie. Dit maak nie sin nie. Ek sê daar's altyd 'n kareltjie, altyd 'n groot vet vis in elke dam is daar 'n vis wat uitstaan en baie groter is as die gewone vis. Yes. En weet julle wat, kwaliteit aas gaan altyd vir jou kwaliteit vis vang. Supercars het 'n nuwe boilie reeks. En dis wat ons hulle mee vang. Hulle sê the proof is in the pudding. Proof is in 'n pudding. Kwaliteit aas, kwaliteit vis en ek sê altyd die regte aas op die regte plek op die regte tyd. Sal Gaan altyd vir jou deliver. vis vang. So ouens, ek weet dit is koud by die water, maar maak 'n vuur, kyk saam met jou familie, vang 'n vis. Ek hoop nie ons laaste vis vir die sessie nie. Nee, Maar Boeta, Yes, wel. 30 ponder. Ja. Kyk ou Barend, ons hom moet upgrade een of ander tyd dis want ons het naderhand vir Barend gesê, kyk, kan hy net sy beerd los net iemand 'n by kan kry. Want Sy Barend is Barend. nog Maar dit is eintlik waar Lou want toe my beurt kom dis die volgende een baie vinnig op. So, weet julle ouens, well done, nee, ons gaan nou mooi foto's neem van die vis, 'n 30 pond karp in enige dam. Kyk hoe groot is daai vis. Weet julle wat, dis ek sê altyd vir die ouens, 'n vis bo 15 kg is net magic en as jy daai vis regtig op die mat sien voor jou, dan besef jy regtig hoe groot daai vis is. So op die kamera, op die foto's doen dit nie altyd die justice wat dit moet nie en Skala, daai's 'n pragtige vis. Barend net so Lou. mooi midder. Ja nee, ek is dankbaar. Dankie Lou. Hierdie vis. Ja, die belangrikste dink ek van hierdie hele ding is om hierdie vis nog steeds met die ultimate respek en grasie te hanteer want is nie aldag en heeldag dat ou so vis vang. Hier's baie van hulle, maar weet jy wat is 'n doema? Mooi hanteer, sit hom terug in sy sakkie. Wat ons altyd doen is zip maar hierdie goedjies toe. Dis net vir daai as hy spring. Jy weet en jy kan alles wat jy wil hê vir jou spesie by jou doks handelaar kry. Hulle het regtig die beste moontlike gery vir die beste moontlike prys. Nou kom ons sit hierdie man terug. Hulle is nou al 'n rukkie uit die water uit. Mooi gracious dat hierdie ou nog 10 kilos kan optel. Sien en dis die lekker ding van die ritsluiters. Jy kan hom lekker oopmaak. Gee hom 'n bietjie water dat daai man kan voel hy's op pad. Kom boetie. Perfektie. Nou is hy. Gat hy. Dis die mooiste gesig. Dis wanneer daai man terugswem. Stop.
So sien ek hengel 'n pop-up riek. Ek my vriende Jaco het my hierdie riek gewys, ons het 'n bietjie getweak. En al hierdie komponente is gebou vir die spesie stroppe. So as jy met bietjie dinkwerk, soos die bytskroe, die klein haaksoveltjie, die ring, verstaan, dis die hoek, dis al die goed is gebou vir spesies. So en as jy die komponente bymekaar sit en jy gebruik dit reg, jy het een kans om daai vis te vang. En julle sien ek sit niks by my aas nie. Ek vat 'n pop-up en ek gooi hom in die dam in. So ek weet daai een kans wat ek het, as daai vis sak, hy het nie hande nie. Hy moet sy mond gebruik om te proe, om te voel, om te eet, om te vat, om enigiets te doen. En as hy daai hoek insuig met daai hoek omsteek en jou riek moet effektief wees. Okuma Aventas, perfek wat ek wil doen. Ek wil nie 300 meter hengel nie. Ek cast hierdie goed maksimum 120, 110 meter met 'n 3,5 ons sinker. Ek het 10 pond lyn op met 'n 30 pond fluorocarbon leader en dis my belangrik dat die vis wat inkom glad nie sien nie want die water is skoon van al die gras. Die Okuma Aventa is en ons nou al 100 keer gepraat, die beste drekstelsel vir daai groot vis. As daai vis val en hy gaan saam met die dokstokke, spesie kombinasie is 100% en ek sê altyd proof is in the pudding. As jy groot vis vang, het jy een kans en as jy hom verloor het, is net jou eie skuld. Jy het klaar alles reg gedoen, jy die hoek in die mond, katrol doen die werk, gebruik die remstelsel, gebruik die stok is lekker sag, hy voel paraboliek, hy val saam met daai groot vis. Konsentreer as jy die vis aan het, jy het klaar alles reg gedoen. Kort afstand het ek julle die Aventa 5 en 6000 gewys. Hierdie is die 10000. Hy is vir die groter, langer afstande. Breed, hy vat baie breed. Ek het 600 meter breed op en 'n backing nog agterop, so hy gaan oor as genoeg breed vat vir daai groot damme. Maar die groot ding is die groot sterk handle. Nou almal dink is om vis te beklei. Dis glad nie om vis te beklei nie. Die drekstelsel beklei die vis. Hoekom jy hierdie groot sterk cranking handle het? Want ons hengel met groot gewigte op 'n afstand van 300 en 400 500 meter. As jou katrol nie opgewasse is om met daai katrol die hele tyd daai groot weights terug te bring, want jy beklei nie 'n vis so hard nie, maar jy katrol hy weight hard terug. En om 4 of 5 stokke terug te katrol van 500 meter af is werk. Dis kom ek sê, koop die beste katrol wat jy kan bekostig. Aventa is een van daai katrolle. Ek garandeer jy, ons gaan 'n 500 gram baksteen 500 meter ver sleep en die katrol gaan fyn wees. Asai, skallig geluk met daai 15 kg. Weet jy wat, ons boilies wat deur spesiehengelaars gemaak is vir spesiehengelaars. Vir spesiehengelaars wat aas gemaak het vir die groot visse. White chocolate, daar soos 5-6 gere in die reeks en daai gere is deurgedink om vir jou die beste resultaat in die dam te gee. As jy hierdie boilies voer, ek voer hierdie boilies, ek hou baie van die white chocolate want hy kan enige geur by hom vat, enige geur. Ek rol enige geur by white chocolate en dan sal pineapple embryotriek, ons het 'n pineapple embryotriek pop-up gegooi en van daai visse gevang. Hy het 'n boostertjie binne en wat daai boostertjie doen is hy gee net daai ekstra geur. So as daai pop-ups by jou kom is hulle droog. Gooi daai booster by en laat hulle sommer vir 3 maande staan. Hulle kan so lank staan as wat dit vir jou vat om die pop-ups op te gebruik. Jy weet ek wil net hier inval by Lou en dit gaan oor die tegniese gedeelte agter die aas. Lou sê altyd kwaliteit aas, kwaliteit vis. En hulle die dier bewys, Lou, julle het seker wat 3-4 maande gewerk in hierdie produk voordat op die rak gekom het. Daar's die bewys gewees, ordentlike vis in moeilike omstandighede. Ons het ouetjies wat hier langs ons hengel. Ons is die enigste ouens wat op hierdie stadium byt kry in hierdie tydperk, so dit wys net vir jou daar's 'n verskil wanneer dit kom by aas. Hey, my beurt by die stok. Ek het al 'n beurt gehad, maar skalk het hom gevat. My beurt by die stok. Een van daai stokke wat ek gekaas het direk nadat ons daai ander 15 kg vis gevang het. Dink hierdie is so 'n monster nie. Maar weet jy wat, enige byt is welkom. Is maar ons 4de vis vir die sessie, maar ek sê ons het klaar 3 baie mooi visse al gevang. En ek sê konsentreer wat jy doen, die weer is klaar weer besig om sleg te draai. Ons het 'n slegte, kyk hier Junie, Julie is altyd 'n moeilike tyd van die jaar. Maar ons konsentreer en ons sit dit uit. Ek gaan regtig weer terugkom en kyk
of ek nie van daai buitewone groot visse later kan vang in die jaar nie. Dalk hier so by Augustus, September en onthou daai tyd lyk hy wyfie soos ek lekker gesond en groot en dik en vol eiers en hulle swaar en dit help. Vis is weer op my bottel. Daar waar Barend se vis een is. Kyk hoe oor my lyne kom knap. Ja, like swaar. Mooi kan. Kyk, hy maak iets wat dikker vis. Mooi kan. Hy's 9.214. Kyk vis. Okay, ek gaan raai. Ek sê hy's 10.0. Ek dink hy's so 12, 13. Ja. Ek sê sterk. 13.9. 14 kilo's. Pragtige 14 kilo. 500 gram. Vierde vis vir die sessie. Ons het nou reg 8 kilo, 9 kilo, 14 kilo, 15 kilo. Dan shot ons 18 en 'n 19 kilo. So die mooiste vis in die wêreld is die mirror, daai skippatroon. Hy's enig in sy soort in die hele wêreld. Daar's nie een ander vis wat soos hy lyk. Hy's so uniek soos jy wat daarso sit. Daai skippatroon is soos 'n vingerafdruk. Hierdie groot, ek noem hulle apple slices. Kyk daar. Daai groot skibbe. Pragtige vis. 14 kilo. Kyk, is nou nie een van die grootste visse in die dam nie. Maar is verseker een van die mooiste visse. Nog steeds daai byt wat ek net cast. Op ons langstokke kon ons nie 'n byt kry nie. Dit is baie hartseer daarom ons gaan terugkom en ons gaan kyk hoekom wat het ons fout gedoen. Want die groot visse wys tog daar binne in die dam, hulle eet nie daar nie. So ons sal 'n plan maak. Hy is sommer klaar terug. Hy wil nou hier by julle doen. Well done. Asai. Dankie my seentjie saam met ons kom kuier vir die dag. Kyk hoe groot het James geraak. Wat is die beste skool in die wêreld? By die park. Jy sien. So dankie julle. Vierde vis, 14 kilo. Ons kort nog een van daai grootes. As ons hom hierdie sessie kry en ons gaan terugkom, ons gaan hom vir julle kom soek. Skalk het altyd daai spreekwoord wat sê die hoop begaan nie. Ons is actually besig om kamp op te slaan. Toe roep hulle my daar die band uit. En ek is verskriklik bly. Maar Skalk sê nog al 11 uur, 5 minute uit. 5 minute uit hier op hierdie stok. Ai. Ja, dit is maar net amper 'n blessing om te sê om sulke groot visse te sien. Daar's baie mense wat nooit die geleentheid kry om sulke groot visse te vang. En hierdie Avengers doen regtig. Ek voel as ons 'n groot barber aan die lyn het. Ons is gewoond om hulle te vang, ons papskieters. So ja, hy doen definitief sy werk. Skalk het nou nie sy vis deur hierdie gras gekry nie. En nou het ons klaar die boot opgeslaan. Ek hoop ek maar hy kom maar deur. Sien jy? Ja, ek weet mos nou nie. As hy die vis op is.
Nie ruk en plat op straai deur trek nie. Ja. Hy sal die werk vir jou doen. Ek sien my wat noem jy dit karma begin so 'n bietjie terugkom. Bietjie. Maar dan vang ek hy eerste 40 man. Hy weet nie skaap, hoekom het jy nou gesê 11 uur? Kyk, soos ek vir julle gesê het, hierdie Fishing and Hunting Pro app wat ek afgelaai het. Vandag is 'n 15% swak dag. Dis eintlik 'n baie swak dag om te hengel. Daar's 'n klein pinnakeltjie daar wat so uur terug was. So ons het 'n baie klein venstertjie gehad om vis te vang. En in my hart het ek net gevoel ons wil 11 uur oppak en ek het gesê die stok sal 10 voor 11 sal hy loop en 5 voor 11 toe loop hy. Nou baie keer hoe Gary Player het altyd gesê, jy weet, the more you practice the luckier you get. Dis baie keer kry jy net daai gevoel en ek net gevoel daai vis gaan en is Barend sin en ons is baie dankbaar. Dit sit ons op 5 vis, 4 vanoggend gevang en gister 1. So weet jy, is ongelooflik en om hierdie vis te sien is net, ek sit hier onder die boom, sit ek nou vir 'n Barend en kyk en ek suiwer die moment saam met hom en ek geniet dit net om te sien hoe my maats ook vis vang en dit is, ons vat die kans gaan vang vis in die winter. Vis hou nie op byt nie. Daar byt hulle. En om dit saam met jou vriende te geniet, is wat 'n voorreg. Okay, net wel sê. Ja, kom even agter. Af. Ja. Bliksem. Ai. Kan jy dit nou oorvertel? Het jy net daai hoek gebuig nie? Ja, dit is onder. Oi. Maar wat sê Loukie? Hulle kan ook wen. Alhoewel dit baie hartseer is, maar dis nie lekker nie. Ek het regtig gedink daai gaan nou my beurt wees vir daai groot maar wel, Spring af. not to be. Oh no. Hi my man. Kyk, hulle mag ook wen. Barend, die volgende sessie eerste vis is joune. Dis dit is gelyk na 'n monster. Dit gelyk na 'n monster. Ag nee. Ja, toe reidingsgerig vind sien seker 20. Ek sê ag nee. Kyk, hulle mag ook wen en glo my. Julle by die huis het al daai selfde gevoel wat Barend nou in sy hart gehad het. As daai ding al losspring en jy weet, hierdie kon hy gewees het. Dis daai ongeloof. Weet jy wat, hulle mag ook wen en dis wat ons laat terugkom. Hy's hier, hy's veilig, hy's groot, hy's sterk. Maar hy's nie joune vir vandag nie, maat. So jammer Barend, dis visvang. Dis vis vir ons maar, weet alles en alles. Ek dink julle kan sien daar agter. Die wind baie koekou. Dis nou regtig slegte omstandighede. Maar ons is by die dam. Ja. Ons het 'n vis gevang. Ons gaan nou huis toe. Dankie vir julle, dankie maats. Dit was 'n goeie ene. Baie dankie Boeta. Skalk nominate daai volgende ene man. Kom ons hou net bietjie vas. Hi ou Barend. Barend. Hy dankie skalk. Hoi. Hoi. Bye.